Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Spreuke 11 vers 30 sê vir ons, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. Hy wat siele win is wys. 'n Ander vertaling sê, die mens wat wysheid het, red lewens. Maar die kruks van die saak is die vrug, met ander woorde dit wat daar buitekant sigbaar is, dit wat, ek wil sê eetbaar is, maar kom ons gebruik dan nou maar die woord verteerbaar is. Dit praat van die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. Dit wat 'n verskil maak daar buitekant. Die eerste plek waar ons lees van die boom van die lewe is in Genesis 2 vers 9. Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin. En dan natuurlik ook die boom van alle kennis van goed en kwaad. Openbaring 2 vers 7 sê vir ons, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Hierdie skrif praat van die toekoms. Hulle wat oorwin het, sal kan eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys is, want die paradys gaan dan weer beskikbaar wees, die tuin van Eden. 'n Ander plek praat in Openbaring 22 praat van die boom van die lewe wat in die stad staan en hy dra 12 keer per jaar vrugte en dan die blare van die boom bring genesing vir die nasies. So dit praat alles van die toekoms, maar die skrifgie waarna ons eers gekyk het sê die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. Vir my en vir jou om die vrug te dra wat 'n boom van die lewe is, beteken ons moet eet van die boom van die lewe. Dit beteken die boom van die lewe moet deel wees van ons lewe. Ons moet daagliks eet van hierdie boom van die lewe. Daar's nog 'n pragtige skrif in Openbaring en ek kom vir julle in die Engels lees, want hy sê hom vir my so mooi. Openbaring 22 vers 14. How blessed are those who wash their robes, so that they have the authority, the right to eat from the tree of life, and to go through the gates into the city. Met ander woorde, in Genesis, heel in die begin kry ons die boom van die lewe, en in Openbaring 22, heel aan die einde, kry ons weer die boom van die lewe. Maar hier reg in die middel, sê Spreuke, ons lewens, die vrug in ons lewens, moet 'n boom van die lewe wees. Met ander woorde, mense moet by my en jou kan kom eet van wie die boom van die lewe is. Wie is die boom van die lewe? Jesus Christus, Yeshua Mashiach, ons koning. Hy is die boom van die lewe. Hoe eet ek en jy van die boom van die lewe in die eerste plek? Die woord natuurlik is ook die boom van die lewe. Ons kan by die boom gaan sit en ons gaan eet. En ek wil nou amper sê, ons kan onsself dikpens eet. En ons sal nooit genoeg hê nie, maar ons sal altyd oorvloedig hê. Want ons sal ewig honger en ewig versadig wees. Gerrit Nel, wat in Jerusalem bly het, een keer vir my 'n baie kosbare ding gesê. Hy het gesê, die boom van die lewe staan in die middel van die tuin. En ek en jy, en almal wat luister, kyk vanuit 'n sekere hoek uit, na die boom van die lewe. En dit is hoe die waarheid ook werk, want die boom van die lewe is ook waarheid. So my waarheid en jou waarheid kan dalk so effens van mekaar nie verskil nie, maar net so bietjie anders wees. En dit beteken nie dat ek nie die waarheid het nie en jy het nie die waarheid nie. Dit beteken net ons kyk na die waarheid uit verskillende oogpunte uit. Maar jy sien, as ons almal saam sit en ons eet van die boom van die lewe, as die boom van die lewe, Yeshua Mashiach, Jesus Christus, die senter, die middelpunt van ons bestaan is, kan ons almal van verskillende kante af na hierdie boom kyk, van verskillende kante af eet aan hierdie boom van die lewe. En ons sal kan saam eet, ons sal kan van mekaar eet, ons sal
saam kan loof en prys hierdie goddelike boom van die lewe. Maar as my waarheid, dit wat ek eet, net is wat reg voor my is, en dat dit my fokus is, en as ek dit my oogpunt maak, dan kan ek mos nou nie saam met jou eet nie, want dan lyk jou gedeelte waarna jy kyk, jou stukkie waarheid, anders as myne. En ek wil nie van joune eet nie, want joune lyk anders as myne. Kom ons onthou, dat ons almal rondom die boom van die lewe staan. Dat ons kan eet van hierdie boom van die lewe. Want Openbaring 22 sê, as ons klere gewas het, het ons die reg om te eet aan die boom van die lewe. Hoe het ons klere gewas? Openbaring 7 vers 14 sê, ons was ons kleed, daardie kleed van geregtigheid, in die bloed van die lam. As hy ons kom skoon was, het ek en jy die reg om te eet van die boom van die lewe. Maar kom ons eet almal saam, en dan gaan eet ons van mekaar, daardie kosbare waarheid wat in elkeen van ons is, daardie vrug van die boom van die lewe wat in elkeen van ons is. Die vraag is op die ou end, kan die wêreld in ons lewens die vrug sien wat 'n boom van die lewe is? Kan die ouens daar buitekant sê, maar ek wil eet van dit wat jy het. Ek wil eet van die boom van die lewe. How blessed are those who wash their robes, so that they have the right to eat from the tree of life and to go through the gates into the city. Mag ons mekaar ontmoet rondom die boom van die lewe, as ons mekaar nie hier op aarde ontmoet nie. Maar Vader, dankie dat U vir ons kom wys het reeds in Genesis, dat daar 'n boom van die lewe is waarvan ons kan eet. En dit was vir ons weggesteek, dit was vir ons toegemaak, totdat ons koning Jesus Christus die weg oopgemaak het, nie net na U troon toe nie, maar ook na die boom van die lewe. Toe hy gekies het om te hang aan 'n kruishout. Dankie dat daardie vloekhout vir ons 'n boom van lewe geword het. Dankie dat ons daarvan kan eet. Dankie dat U getrou is, dat U goed is en dat U ons omring met 'n skild van U liefde. Ons loof U daarvoor. Amen.